Hallo julle, Jaap hier. Ek wil net nog 'n paar bewyse vir julle gee van Jesaja 18, dat die tuin van Eden is in Suid-Afrika, en dat dit is wat hy van praat in Jesaja 18, die land wat verdeel word deur riviere, of the land divided by the rivers. Hy verwys na Genesis 2, want hy het geweet, maar sy lesers sal verstaan waarna hy verwys, dis hoekom hy nie riviername gee daar nie. Hy weet, hulle verstaan, Genesis 2 sê dat die tuin van Eden is waar die riviere verdeel. So kom ons wys julle, hier het ek vir julle gewys met die video, die Virga kaart wat 600 jaar oud is, tuin van Eden in Suid-Afrika en die 4 riviere wat deur Afrika vloei. Weer eens daar dieselfde, sien julle, tuin van Eden in Suid-Afrika, daar vloei die 4 riviere, die Pishon, die Gihon, die Hiddekel en die Peraf. Hier is nie die Eufraat nie, mense. Gaan kyk na die woord in die oorspronklike teks in die Hebreeus of Grieks. Julle sal sien, dit is 'n ander woord, dis die Peraf, dis nie Eufrates nie. Kom ons gaan dan na die ander bewys vir julle, wat ek op my Engelse video gewys het, maar nie op die Afrikaans nie. Hier is Afrika, ek het 'n lyn hier deur Afrika getrek. Die rede hoekom ek dit gedoen het is Jubilees 8. Noag verdeel die gebiede onder Shem, Ham en Jafet. En vir Shem, hy het gedeelte van Afrika gekry en die gedeelte van Asië. Jafet het Asië, Europa gedeelte gekry. En dan Ham het die weste kant van Afrika gekry. Wes van die Nile rivier. Die Nile rivier het oorspronklik begin in Suid-Afrika. En hy sê hierso, and he knew that the Garden of Eden is the Holy of Holies and the dwelling of Yahuwah, and Mount Sinai, the center of the desert. Hierdie goed wat hy noem is plekke wat Shem gekry het, of wat in sy area was. So hy sê, Berg Sinai is in Arabië, in die desert. Ons sien dit in die Galasiërs byvoorbeeld, Paulus sê ook, dit is die geval. Mount Zion, maar hierdie is eintlik Mount Hermon, volgens wat ek gekry het. So in Engels is hierdie Mount Sion. Sion is Hermon in Engels. The center of the navel of the earth, these three were created as holy places facing each other. The center of the navel of the earth, dit verwys na die equator. These three were created facing each other, beteken hulle is in lyn met mekaar. So kom ons gaan kyk of dit so is. Ek het hierdie gelees en toe trek ek 'n lyn van waar ek geweet het die tuin van Eden was in Suid-Afrika. Ek het altyd dit geweet, want daar is bewyse, daar is 'n fontein van die diepte wat nog uitborrel daarso. En kom ons kyk hier die grid lines. En jy het hierdie een rivier wat in 4 riviere opdeel hierso. Dis die land waar die riviere verdeel, wat Jesaja van praat. Die 1 rivier word 2 riviere en die 2 riviere word 4 riviere. In elk geval, hierdie fonteine van die diepte spuit natuurlik nou nie meer so uit nie, en hierdie riviere vloei nou nie meer soos dit gevloei het in die meer as 6000 jaar terug nie. Dinge het verander, mense. Riviere het verander met tyd. Daar was baie rampe gewees op die aarde, vloed. Die aarde het verander, van die goed het glo ek het geskuif 'n bietjie. Aardbewings, daar was vulkaniese uitbarstings, daar was die aarde is gebrand met vuur. Ek dink dit is soos plasma beams, baie soos weerlig. Dit was net voor die 1000 jaar vrederyk. Dit was maar deel van die nasies oordeel. Mense, ek gaan kyk maar my video's oor die melted buildings, hierdie geboue wat gesmelt is wêreldwyd. Joshua het vir sy disippels gesê, skud julle voete van julle, die stof van julle voete af, as julle uit die stad uitgaan, want dit sal erger vir hulle wees as wat dit was vir Sodom en Gomorra. Ja, en as jy gaan kyk, Joshua het nie maar net 'n storie vir hulle vertel nie, hy het feite gepraat. Die plekke het erg verbrand wêreldwyd. Ja, plekke wat
mense seker baie wetteloos was. Kom ons kyk hier, so dis Port St. John's hier so, jy sê 1 rivier word 4 riviere. Toe trek ek 'n lyn van hier af. Reguit lyn soos hy sê, facing each other. Nou kan ons die grid line seker aansit. Daar is die ewenaar. Nee, dis Capricorn. Die ewenaar is verderop. Daar is die ewenaar, Kenia. Hier is Berg Kenia, soos ek sê, ek glo is Berg Hermon, want Berg Sion sit hier so, daar sit hy, maar hy is ook op die ewenaar. Soos die Bybel ook sê, dat hy is op die ewenaar. Ek dink as jy Psalms 74, sê hy dat hierdie berg is ook op die ewenaar, Jahua se berg. En dan Berg Hermon is die ander berg wat op die ewenaar is, of Sion in Engels. Toe trek ek 'n lyn, soos julle kan sien, deur daardie berg, in Arabië in. Daar's Arabië. Soos julle kan sien, dis aan die ander kant van Arabië, dis nie bo by Jebel Alos, by die valse Berg Sion nie. Ag, Berg Sinai nie. Dis hieronder. Hulle het hier afgekom, hier oor die Straits of Tiran gegaan hieronder, kus langs hier afgeloop, tot by die Berg Sinai. Van hier af het hulle verder afgeloop en met die land bridge hier oorgegaan in Afrika, want dis waar Kanaan is. Dis hulle route, ek het video's daaroor, oor die route van Israel, julle kan dit gaan kyk as julle wil. As ons kyk op hierdie berg, ek dink ek het ook 'n video oor hierdie spesifieke berg Sinai. Ons sal nou maar weer die grid lines af. Soos julle kan sien, hy is gesmeld. David sê, die berge smelt soos was onder Jahua, as hy aan het vat. Hy het aan hierdie berg gevat, hierdie gedeeltes om hierdie berg, om hierdie gesmelte gedeelte kan jy sien is normaal. So Joshua het net hierdie area gesit. Kom ons stil toe net so 'n bietjie. Jy 'n beter idee kan kry wat hier aangaan. Jy kan sien hier is 'n voetmerk of 'n skoenmerk hierso, so half skuins, want hierdie been het so half skuins so opgekom hier na toe. Sy ander been het so in die lug afgekom hierso, want hier is die ander voetmerk daar op die berg. En hierdie merk daardie kant en hierdie voet hierso is presies dieselfde groottes, is 600 meter. Ek het dit gaan meet. En dan, as jy hier kyk, ons kyk maar die hand eerste. Hier is 'n handmerk hierso, 5 vingers, handpalm daar, die duim sou hierdie kant gekom het, so dis jou linkerhand lyk my. Wat hy gebruik het vir 'n stit, toe hy gaan sit het op die berg, net soos wat jy sal doen as jy op 'n stoel gaan sit, party mense doen dit, hulle stit hulle self, en as hulle gaan sit. Hier gaan sy een been oor, hierdie is dieper as die ander kant, want daar was meer gewig van sy gewig op daardie been, op sy regterbeen, soos julle kan sien, hierdie kant is 'n bietjie hoër, want hierdie been was meer half in die lug, soos ek gesê het. Met sy hand wat gedruk het, tydelik hier in die middel, toe hy gaan sit het. En ja, dit het so onder sy hand gesmeld, die berg. Het is 'n wonderlike vind gewees hierdie vir my, en ek was baie dankbaar daarvoor. Snaaks genoeg ook, hierdie klein stukkie hierso is ook gesmeld, net soos hierdie gedeelte waar jy, 'n bietjie uitzoom, net soos hierdie gedeelte waar Jahua gesit het, is hierdie klein stukkie hierso ook gesmeld. Sien julle daar? Nou, hoekom is hy gesmeld, dink julle? Daai stukkie. Ek het 'n foto gehad hiervan, maar 'n stukkie van hierdie daarso. Ek het 'n foto gehad van hierdie area hierso. 'n Stukkie van dit lyk of dit so is botter wat jy sny met 'n mes, is afgesny van hierdie stukkie hierso. En wat ek toe aangedink het is, ek dink dit is waar
Yahuwah oorspronklik 'n stukkie van die berg gevat het en daarop die gebooie geskryf het met sy vinger. So hy het hier gesit, hy het oorgeleun met sy hand 'n stukkie van hierdie klippie gevat wat jy kan sien is ook gesmelt soos daar waar hy gesit het, waar die res van die berg lyk anders. En hy het 'n stukkie afgesny. Hy het daarop geskryf met sy vingers en dit vir Moses gegee. Dit is wonderlik mense. Dit is, dit is wonderlik. In elk geval, dis die berg Sinai en ons sien, hy is in lyn met berg Hermon, wat in lyn is met die tuin van Eden hieronder. Wat 'n duidelike bewys is volgens Jubilees 8 dat Suid-Afrika is waar die tuin van Eden was, in die Oos-Kaap. Die tuin van Eden was nie op die kuslyn nie. Suid-Afrika was weier in die verlede. Die water was nie so hoog soos vandag nie. Soos hierdie ligte deel hierso was ook 'n groot bo-water gewees op 'n tyd, hierdie areas. Maar ja, hy was redelik naby. Maar dit sê in die Bybel, die tuin is geskep in die ooste kant. Nou kyk, as jy kyk na Afrika en Suid-Afrika, aan die ooste kant van Suid-Afrika was die tuin van Eden, net soos dit sê. Ja, is wonderlik hoe dit ooreenstem met die Bybel, nee. So dit is wat Jesaja bedoel het, en dit is 'n duidelike bewys, dat as hy sê, oor kan die riviere van kus, want dis wat hy gesê het, mos in daardie Jesaja 18, hy het hier gesê, ander kant die riviere van kus, hy begin sommer hierdie hoofstuk met dit, of hierdie profesie, en dan noem hy later, wie se land deur riviere deursny word, of in Engels sê dit, the land that is divided by rivers. Dieselfde betekenis, dit is die tuin van Eden, dit is waar een rivier 4 riviere verdeel het. Dit het ons verdeel, soos wat hy gesê het, wat dan vir ons baie duidelik wys, dat as hy verwys na die riviere, die land oorkant die riviere van kus, verwys het spesifiek na Suid-Afrika. Hierdie tweede bewys wat ek julle nou gee, van die riviere wat verdeel, maak het baie, baie duidelik, dat dit is dieselfde plek, dit is Suid-Afrika waarna verwys word. So die mense in Suid-Afrika wat sê, oorkant die riviere van kus verwys na Suid-Afrika, hulle is akkuraat, dit is wat dit is, Jesaja 18 bewys dit. En ek wil net vir julle, daar was 'n ander vraag gewees wat mense gevra het oor, nou waar was Jesaja dan, as hy dit sê? Julle moet onthou, ons kyk gou hier so, sit hierdie, ons kyk hier so, die rivier, Nile rivier, soos ek sê, riviere en alles het maar verander met tyd, hierdie is duisende jare se veranderings, en riviere is goeters wat maar die meeste verander oor tyd. Berge kan nie rondskuif of wegloop of verdwyn nie. Gewoonlik is dit baie makliker om berge te kry as jy iets soek. Maar om riviere te kry is eintlik maar onmoontlik. Veral as jy kyk na soos wat Cinema Jesaja sê, wat meer as 2000 jaar terug maak hy 'n profesie van oorkant die riviere van kus. So nou, waar begin hierdie riviere van kus? En ek kan julle waarborg in Jesaja se tyd het die riviere van kus nie begin op die ewenaar nie. Vandag is die rivier, een van die voorsienings van die Nile rivier is Berg Rwenzori, Berg Zion, Yahuwah se berg. Maar oorspronklik was dit nie die enigste voorsiening van die Nile rivier nie. Soos julle kan sien, die oorspronklike Mountains of the Moon was laar af in Afrika. Hulle het nou hedendaagse Mountains of the Moon noem hulle Rwenzori. So hulle sê nou Yahuwah se berg is die Mountains of the Moon, maar oorspronklik was dit nie. Daar was, ek het gelees, fonteine van die diepte wat hier uitgespuit het, rondom by Zambia area, wat nou opgehou het. En soos jy kan sien, soos dit hier uitkom, het meerder gevorm en het het opgevloei, dit was voorsiening van die Nile rivier, hier is 'n 1592 kaart.
Weer eens hierso, daar sien jy Nilus, dis onder die ewenaar, daar is die ewenaar, hier is Mountains of the Lunae, Mons Lunae, Mountains of the Moon, maar soos ek gesê het, ek het gelees iewers dat dit was fonteine van die diepte wat hier uitgespuit het, wat opgehou het. En weer eens hierso, daar is die ewenaar daar, en hieronder is die oorsprong van die Nyl gewees, net bo Mosambik lyk my, of daar rond Zambië, Tanzanië seker. En dan hierdie een sê Origo Nilus, of Nilu, of wat sê hy. Maar dis Latijns wat Origo, ek weet nie hoe spreek jy dit uit nie, dit beteken origin. So die oorsprong van die Nylrivier sê hy is hier so onder. Daar is die ewenaar. So die Nylrivier se oorsprong tydens hierdie kaart geteken 1555 was dit nog onder die ewenaar. Maar nou vandag is dit nou al so opgedroog en het dit al so verander, dit is nou hier by die ewenaar. So met die tyd het dit maar lyk my nou so opgeskuif en van dit wat die Nylrivier voorsien het opgehou voorsien. Ek het mos gesê van meer Kivu, wat ook in Rwanda, hierdie meer hierso, by Rwanda het ook die Nyl voorsien, en dit is eentjie, daar is die ewenaar, en dit is 'n end onder die ewenaar hierso, meer Kivu. Hulle sê, hy het ook die wit Nyl oorspronklik voorsien van water, maar hy doen nie meer nie. So, daar is bewyse dat die Nyl was baie laer as wat hy vandag is, maar soos ons sien in die Bybel en wat ek nou bewys het wat die tuin van Eden was die Nylrivier oorspronklik in Suid-Afrika. Maar ek dink met die skryf van Jesaja se briewe, se profeseë, was dit toe al 'n bietjie hoër op. Ek dink toe was dit hier by Zambië rond wat ek wys op die kaarte. Daar rond. En vandag is dit by die ewenaar. Maar dit was nie by die ewenaar in Jesaja se dae nie. Dit was baie laer. En dan hierdie, ek gaan kyk na die topografie van hierdie kamstige mere hierso. Hierdie was oorspronklik van die Nylrivier wat hier gevloei het, hierom. Hy het hier omgevloei so verby hierdie berg van Jahoua. Daarso. So aan die westerkant verbygekom daar. Ek het dit al gewys in vorige video's ook en daar gaan hy weer aan. Maar hy het so opgedroog al, hierdie het nou mere gevorm hierso. 'n stukkie daar. Maar hy het eintlik so omgevloei in die verlede. Ja, so dinge het maar verander. Afrika gaan weer baie meer water kry in die toekoms. Ek dink Jahoua gaan dit weer herstel. En plekke wat nou baie droog is, gaan baie groen word. Want dit is nou weer waar Jahoua se volk gaan wees. En so hy gaan vir hulle maar sorg. Nou Jahoua se Kanaan is nog steeds baie groen. Hy sê in Deuteronomium 11 dat hy het nie opgehou omsien na sy Kanaan nie. Hy het seker gemaak sy Kanaan kry genoeg reën elke jaar. Gaan lees maar Deuteronomium 11. Daar sê hy vir jou duidelik, hy gee Kanaan area genoeg reën dat mense nie die plante hoef nat te maak nie. Daai goed sal groei soos dit moet. Want Jahoua gee dit genoeg reën elke jaar. Nou, genoeg reën het ek gaan kyk, sê hulle is so 2200 mm per jaar, se reën. Nou, hierdie valse Israel Kanaan area hierso kry maar 600 gemiddeld. 600 mm per jaar. Wat heeltemal te min is. En soos ek sê gemiddeld. Ja, so daar het julle dit. Ek het hierdie video gemaak nou en toe het ek 'n fout gemaak, so nou moet ek dit heeltemal oordoen, ongelukkig vir my. Maar daar het julle dit, is maar bewyse wat ek weer bygesit het vir Jesaja 18 en dit weer duidelik maak vir julle dat
As hy praat van oorkant die rivier van kus, die mense wat dit sê daar in Suid-Afrika, hulle is akkuraat, dit is duidelik so, want Jesaja 18 het vir ons nog 'n bewys bygesit. Hy het gesê die land waar die riviere verdeel word. Ja, so nou weet hulle ook waar is die tuin van Eden, as julle gewonder het, dis waar by die Oos-Kaap. Ek het 'n video gekyk oor daar waar die water uitborrel nog, die fontein van die diepte daarso. Die mense gaan daar vir genesing blykbaar. Ja, dis die oorspronklike, of dit was die oorsprong van die tuin van Eden se riviere daar. Dis hoekom daar seker maar genesing in daardie water vandag nog. Ja, ek sê by gelowige so nie so, ek weet nie. Groete vir julle, bye.